Die klip wat afgekeur is. Paasfees, Handelinge 4 vers 10 tot 12. Paasfees lê net om die draai. Elke jaar kom Paasfees, maar nie almal is bly daaroor nie. Dis die paradoks van Paasfees. Dis die heiligste dag op die Christelike kalender, maar nie almal deel in die vreugde daarvan nie. Daar's party mense wat nie omgee nie. Daar's party wat nie glo nie. En daar is ander wat nie weet wat hulle behoort te glo nie. Dan is daar ook diegene wat kwaad is oor die gedagte dat 'n man opgestaan het uit die dood, want dit daag alles uit wat hulle van die wêreld dink of van weet. Paasfees herinner ons daaraan dat God nie volgens ons reëls speel nie. God doen wat hy wil. Hy volg sy eie reëls. Op Paasfees besef ons dat hy nie altyd doen wat ons verwag hy behoort te doen nie. Partykeer doen hy wat ons die minste verwag. En dikwels doen hy dinge wat alles uitdaag waarin ons glo. Hy gooi as ware die appelkar van ons menslike verstaan om. Daar's omtrent 4200 wêreldgodsdienste vandag, maar daar is net een leë graf. Daar is net een man wat die dood oorwin het en die sonde verslaan het. Daar is net een pad na die hemel en dis deur Jesus Christus. Om iemand uit die dood op te wek val sekerlik in daardie kategorie. Die meeste van ons sal dink dat ons in 'n zombie movie beland het as soiets met ons sou gebeur. Om dinge te sien roer in die begrafplaas is genoeg om 'n mens slapelose nagte te gee of op hol te jaag. Dis dinge wat jou asem wegslaan en jou hare laat oorent staan. Dis nie normaal nie. Ek kan myself net voorstel hoe die mense destyds gereageer het toe honderde mense uit die dood opgestaan het met Jesus se kruisiging en aan mense verskyn het. 'n Grafte het oopgegaan en baie gelowige mense wat reeds begrawe was, het uit die grafte gekom. Hulle is in Jerusalem in. Daar het baie mense hulle gesien. Jy kan vir 'n lang tyd op aarde leef sonder dat jy ooit iemand uit die dood sien opstaan. Ek dink die meeste van ons hier sal in alle eerlikheid kan sê dat ons nog nooit gesien het hoe iemand wat dood was weer lewendig geword het nie. Daar word wel baie verhale vertel van mense wat amper dood was of 'n skyndood deurgegaan het of werklik dood was vir 'n rukkie. Iemand vertel my nou die dag van sy pa wat oorlede is. Die dokters het al die familie laat kom en die laken is al oor sy gesig getrek. Terwyl die familie in die kamer langs aan treur, hoor hulle skielik sy stem uitroep. Gaan iemand dan nie vir my water bring nie? En daar sit hy toe kiers regop in die bed en is hy spoedig daarna ontslaan. Min van ons het nog iemand geken wat uit die dood opgestaan het. So ruk terug het een van die gewilde pastore wat ek geken het in Dubai gesterf. Die kerk is opgeroep om vir hom te bid om weer op te staan uit die dood. Party van sy gemeentelede het egter daarteen gebid. Hoekom wil jy iemand weghou uit die hemel? Sy vrou wou hom nie begrawe nie, want sy het gedink dat God hom weer uit die doodheid sou laat terugkom. Maar hy het dood gebly, tot groot ontnigtering van almal wat ernstig gebid het vir 'n wonderwerk. Daar is nog 'n storie van 'n ouderling in die kerk wat skielik oorlede is en sy vrou wou ook nie toelaat dat hy begrawe word nie. Sy het na die lijkshuis gery om hom te gaan optel en lewendig terug te bring. Almal het gesien hoe sy wegry na die lijkshuis en almal het by die venster uitgekyk toe sy terugkom. Hulle wou sien of hy met haar was. Die hele betalje het mense bang gemaak. Dit was spookerig en vreemd. Dis seker soos die disippels destyds ook gevoel het daardie Sondagmôre, toe hulle hoor dat die klip voor die graf weggerol is en die graf leeg staan. Spookerig en vreemd. Dit het niemand laat dink hy het opgestaan uit die dood nie. Hulle het die teenoorgestelde gevrees. Iemand het sy graf beroof in die nag en sy liggaam gesteel. Selfs Maria, wat vroeg al by die graf was, het die engele daar gesien en in trane haar siening uitgespreek. Mense dink sy sou haar letterlik doodskrik vir die engele, maar dis asof haar hartseer oor Jesus alles oortref het. Hulle het my Here se liggaam hier weggevat, en ek weet nou glad nie waarheen hulle hom gevat het nie, sê Maria hartseer. Die opstanding was die laaste moontlikheid op haar gedagtes daardie Paasondagoggend. Sy sou enigiets anders glo, maar nie dit nie. En tog het hulle almal uiteindelik geglo.
Dit het nie skielik gebeur nie, vir party het dit 'n paar dae lank gevat en vir party dalk weke, maar uiteindelik het die waarheid deurgekom, hy lewe, hy het waarlik opgestaan. Eers is dit agter geslote deure gefluister, en daarna is dit op straat verkondig, hy is lewendig. Uiteindelik het die boodskap oor die hele destydse Romeinse ryk versprei, Jesus leef. 'n Paar weke na Paasfees was Petrus en Johannes op pad na die tempel toe hulle 'n krepeel man ontmoet wat vir geld gebedel het. Hulle kon hom nie miskyk nie. Petrus se bekende woorde is vir ons opgeteken. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Die man het net daar opgestaan, totaal genees en gaan rondspring, terwyl hy vir God prys. Dit het 'n skare gelok soos min, waarna Petrus die evangelie in hulle verduidelik het. Hy het hulle uitgedaag om hulle sondes te bely en na Jesus te draai vir hulle redding. Toe die Joodse leiers dit hoor, het hulle daar en dan vir Petrus en Johannes laat arresteer en hulle oornag aangehou. Hulle was baie ontstel dat hierdie disippels van Jesus verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood. Dit was immers hulle wat gesorg het dat Jesus gekruisig word. En hulle het gesien hoe hy sy laaste asem uitblaas daar op Golgotha. Hierdie nuus dat Jesus weer lewe het hulle geweldig ontstel, en hulle het dit sekerlik gesien as fake news, wat in die kiem gesmoor moes word. En die Sadduseërs onder hulle het in elk geval nie geglo in die opstanding uit die dode nie. Dit het net nie vir hulle sin gemaak hoe iemand wat dood was weer lewendig kon word nie. Maar hulle was ook woedend dat iemand het gewaag het om sulke nuus te versprei. Dit het hulle nie baie goed laat lyk nie. Hoe kon Jesus uit die dood opstaan? Dis gevaarlike lering wat nie geïgnoreer kon word nie. Daar is mense wat altyd die Paasfees boodskap sal verwerp en haat, want dit bedreig hulle geloof. Die blote gedagte dat iemand kan terugkeer uit die dood, is soos 'n vlieg in hulle salf. Dit ontbloot hulle beperkte kennis van die heelal as waardeloos. Dit stel hulle in 'n slegte lig. Dit skud hulle fondamente tot in hulle gebeentes. So iets kan mos nie waar wees nie. Die volgende dag is Petrus en Johannes voor die Sanhedrin gedaag, die hoofhof van die Israeliete. Tydens so 'n Sanhedrin-sitting het 70 manne met die Romeinse autoriteit agter hulle die mag gehad om die Joodse wet af te dwing, om hofsaake te hanteer, om geskille te besleg. Jy kan as ware sê dit was die Hooggeregshof. Wat hulle besluit was wet. Ons onthou hoe Petrus die vorige keer gereageer het onder druk, daar in die binnehof net nadat Jesus gearresteer is. Daar het hy 3 maal vir Jesus verloon deur te sê dat hy hom nie ken nie. Dit was Petrus se laagtepunt. Wat sou hy hierdie keer doen? Die Sanhedrin het hierdie apostels 'n baie direkte vraag gevra. Dit was die oomblik vir die Christendom om te skitter, die oomblik waarvoor Petrus gewag het. Die volgende oggend het al die belangrikste godsdienstige leiers van Israel wat op die Joodse raadsitting gehad het, in Jerusalem vergader. Behalwe die skrifkenners en volksleiers was die hoëpriester Annas en lede van sy familie soos Caiaphas, Johannes en Alexander ook daar. Petrus en Johannes is tot in die middel van die vertrek gebring waar hulle by mekaar was. Toe vra hulle die apostel, sê vir ons, waar kry julle die krag vandaan om so 'n wonderwerk te doen? En wie het vir julle gesê om dit te doen? Dink net wat dit beteken. Dit was die heel eerste insident waar die Christene vervolg is vir wat hulle glo omtrent Jesus. Sedert daardie tyd het miljoene Christene gesterf vir hulle antwoord. Hulle is vervolg vir hulle geloof. Ons weet dat Christene in baie moslim en hindoe gemeenskappe nie openlik die Here kan dien of aanbid nie. Ons weet dat Christene maklik doodgemaak word in lande soos Sudan en Iran, waar militante Islam die scepter swaai. En dis 'n feit dat gedurende die jare van kommunistiese tirannie duisende gelowiges vir jare agter die tralies spandeer het, vir niks meer as dat hulle die evangelie verkondig het nie. Wat sou Petrus doen? Hy het 3 keuses gehad. Hy kon hom verskoning vra vir al die moeilikheid wat hy veroorsaak het, maar daar was geen manier wat hy dit sou doen nie. Hy kon niks sê nie, en maar hoop vir die beste. Maar Petrus het nooit niks gesê in sy hele lewe nie. Hy kon ook die geleentheid gebruik om die evangelie te verkondig, en dis toe presies wat hy gedoen het.
Dit laat 'n mens dink aan die woorde van Jesus daar in Matteus. Om 2 redes hoef dit julle nie bang te maak nie. En wat hierdie mense nie weet nie, is dat hulle julle eintlik 'n guns doen. Hulle trek al die aandag na julle toe. Almal, selfs mense wat nie eens Jode is nie, sal nuuskierig wees om te hoor wat julle sê. So sal hulle die goeie nuus hoor, of hulle nou wil of nie. As hulle julle voor die hof sleep, hoef julle nie oor prokureurs of advokate bekommerd te wees nie. Julle hoef nie te wonder oor hoe julle gaan verdedig nie. God gaan julle verdedig. Wie weet beter as hy wat om te sê? Wanneer julle beurtes kom om iets te sê, sal die regte woorde wel daar wees. Dit sal nie julle woorde wees nie. Die Gees van julle Vader sal self vir julle elke woord gee wat nodig is. Petrus sou verseker nie agteroor buig om die Sanhedrin tevrede te stel met 'n skiestog dat ek lewe houding nie. Hy het die hele leierskap van Israel reg voor hom gehad. Dieselfde mense wat 'n paar dae gelede vir Jesus laat kruisig het en die skare aangehits het om te skree, kruisig hom. Selfs al sou die kerk 'n firma kon huur om hulle publieke aansien te hanteer, sou hulle nooit so 'n toegewyde skare kon bymekaar kry nie. Geld kan nie so 'n gehoor koop nie. Dit was soos om die president, die kabinet, die hof en elke godsdienstige leier bymekaar te kry, wat vasgenaal sit en wag vir jou om te begin praat. In die oë van hierdie manne van die Sanhedrin was die eenvoudige visserman Petrus 'n gevaarlike moeilikheidmaker. Petrus het egter opgestaan en Jesus gepredik. Geen ontkenning soos voorheen toe die haan gekraai het nie. Geen aarzeling omdat hy in die moeilikheid kan kom daarvoor nie. Geen verskonings van enige formaat nie. Wat hy te sê gehad het, het nie lank gevat nie. Dit was maar net 5 versies. Maar dit was 5 verse wat 'n ongelooflike waarheid bevat het. In hierdie paragraaf leer ons presies wie Jesus is. In die eerste plek vertel Petrus vir hulle dat Jesus die steen is wat deur die bouers verwerp is. Petrus antwoord die Sanhedrin se basiese vraag: wie het dit gedoen? En sy antwoord was: Jesus het die man gesond gemaak. Hy kon daar gestop het, maar hy het nie. Hy het aangegaan om uit te brei op sy antwoord, dalk omdat hy geweet het dat hy nooit weer so 'n goue geleentheid sou kry nie. En Petrus was vol van die Heilige Gees se groot krag. Hy het dadelik geantwoord: geagte leiers van die volk en raadslede, ons staan vandag hier voor julle omdat ons 'n siek man gesond gemaak het. Hierdie man is in die naam van Jesus Christus, die man van Nasaret, genees. Julle weet van wie ek praat, want julle het Jesus 'n rukkie terug aan 'n kruis laat vasspyker, maar God het hom weer lewendig gemaak. En julle het julle lelik misreken met Jesus. Julle het hom doodgemaak en gedink julle is ontslaaf van hom. So het julle die belangrikste klip in die gebou verwerp. Jesus is nou die belangrikste persoon in die hemel. Daar is geen ander manier hoe julle in die regte verhouding met God kan kom as deur hom nie. Niemand anders in die hemel of hier op aarde kan julle nou red nie. In hierdie paar verse sê Petrus 4 dinge aan die Joodse leiers. En julle het Jesus gekruisig. En dit was letterlik waar en hulle het dit geweet. Dit was hulle wat die skare aangehits het om te skree, kruisig hom, kruisig hom. Hulle het hom laat vang in Getsemane en in 'n nagtelike boendelhof ter dood veroordeel. Maar God het hom uit die dood opgewek, en dit was waar. En deur sy mag is hierdie lam man genees. Dit is ook waar. En julle het God se steen van redding verwerp, en dit was ook waar. Petrus se antwoord was eintlik 'n bekende gedeelte uit Psalm 118 wat hy aangehaal het. Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Baie van ons dink aan 'n hoeksteen van 'n gebou as 'n marmer of 'n brons plaatjie iewers naby die hoek van 'n gebou. Daarop staan gewoonlik die organisasie of kerk se naam wat die gebou gebruik en dalk 'n verwysing na die finansiers, die ingenieur of die ou wat die bouwerk begin het. En dikwels is daar ook 'n datum of 2 daarby. In ons moderne wêreld gebruik ons nie meer hoekstene nie en word dit as ware as 'n nagedagtenis bygesit, amper soos 'n klop op die skouer wat sê, kyk wat het ek reg gekry. My naam is vir ewig op hierdie steen. In die Bybelse tyd was die hoeksteen die belangrikste steen van waar die konstruksie begin het.
Dit was die fokuspunt van die gebou, iets wat baie stewig moes wees, want die hele gebou maak staat op die integriteit van die steen. Die hoeksteen van die tempel in Jerusalem weeg glo meer as 80 ton. Toe God met Job gepraat het na al sy swaar kry, het hy verwys na hierdie hoeksteen. Waarop is die voetstukke van die aarde neergesit? Wie het die hoeksteen gelê? Jesus het self hierdie vers gebruik toe hy die gelykenis van die landeienaar vertel het, 'n paar dae voor sy kruisiging. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n grondeienaar wat 'n wingerd aangeplant het. Hy het dit omheind, 'n parskyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou. Toe het hy dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Toe die oestyd aanbreek, het hy sy slawe na die landbouers gestuur om sy opbrengs te ontvang. Maar die landbouers het sy slawe gegryp, een afgeransel, ander een doodgemaak en nog een gestenig. Hy het weer ander slawe gestuur, nog meer as die eerstes, en hulle het dieselfde met hulle gedoen. Uiteindelik het hy sy seun na hulle gestuur met die gedagte, hulle sal my seun met respek behandel. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood, en kry sy erfdeel in die hande. Hulle het hom toe gegryp, uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy met daardie landbouers maak? Hulle sê vir hom, hy sal daardie slegte mense aaklige dood laat sterf, en die wingerd aan ander landbouers verhuur, wat aan hom die opbrengs op die regte tyd sal lewer. Jesus sê vir hulle, het julle nog nooit in die skrifte gelees nie? Die klip wat die bouers afgekeer het, juist dit het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom, en dit is wonderlik in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem, en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en as dit op iemand val, sal dit hom vergruis. Toe die leiers, die priesters en die fariseërs Jesus se gelykenis hoor, het hulle besef dat hy van hulle praat. Hierdie beeld van die hoeksteen kom vanuit die antieke klipgroewe waar hoogs ervare klipkappers versigtig stene gekies het wat hulle kon gebruik in die bouwerk. Niks was meer belangrik as die hoeksteen nie, want die integriteit van die hele gebou sou bepaal word deur die reguit lyne van hierdie klip. As die hoeksteen nie perfek was nie, sou die hele gebou skeef gebou word. Vir daardie rede het die bouers baie stene geïnspekteer, maar almal verwerp totdat hulle die regte een gekry het wat hulle bouwerk sou moontlik maak. Die verwerpte stene kon op ander plekke gebruik word in die gebou, maar sou nooit die hoeksteen word nie. Die Griekse woord vir hoeksteen beskryf ook die sluitsteen. Dis nou daardie laaste klip in die boog van klippe wat alles in mekaar hou. As daardie sluitsteen nie reg pas nie, sal die hele spulletjie in mekaar tuimel. Petrus sê dis vir die Joodse leiers, Jesus is die steen waardeur julle verwerp is, maar God het hom die hoeksteen gemaak van redding. Die Jode het hom verwerp, maar God het hom gekies en hom in die posisie van groot eer gesit. Alles sou staan en val met hierdie hoeksteen. Dit moes 'n groot skok gewees het vir die leiers in sy gehoor. Hierdie manne wat beter behoort te geweet het as godsdienstige leiers, het nie vir Jesus herken vir wie hy was nie. Hulle het 'n katastrofiese fout begaan wat 'n ewige probleem vir hulle geword het. Om vir Jesus te verwerp het beteken dat hulle God se keuse as hoeksteen verwerp het. Omdat die hoeksteen die fondasie van die hele gebou is, sou enigiets sonder hom of wat sonder hom gebou word ook verkeerd wees. Dis nie genoeg om maar net te sê dat Jesus 'n goeie man of 'n goeie leermeester of uitstekende godsdienstige leier was nie. Hy was ook die seun van God. Omtrent 2000 jaar gelede die godsdienstige bouers vir Jesus verwerp. Dit gebeur vandag nog steeds. 'n Klompie jare gelede het daar verskeie artikels verskyn van Robert Funk, wat 'n briljante Bybelse geleerde was, maar ook die stigter van die berugte He's Jesus Seminar groep. En dit was 'n groep wat gestem het met rooi en swart albasters of die woorde en dade van Jesus soos dit opgeteken is in die Bybel letterlik waar was of nie. Die Jesus Seminar was oorweldigend liberaal en dit was dus geen verrassing dat hulle omtrent 85% van Jesus se woorde afgeskiet het nie. Volgens hulle liberale stemming het hulle besluit
dat Jesus dit nie gesê het nie. Met 'n stemming van 25-1 het hulle verklaar dat Jesus nie letterlik en fisies uit die dood opgestaan het nie. Dieselfde Robert Funk het 'n toergroep na Israel gevat en verskeie plekke gaan besoek waar hy kon sê, Jesus het dit nie regtig gedoen nie, of Jesus het dit nie regtig gesê nie. Op Goeie Vrydag het hy gesê dat hy nie twyfel dat Jesus gekruisig is nie, maar hy glo nie dat Jesus opgestaan het uit die dood nie. Volgens hom was die kans goed geweest dat Jesus aan die kruis gelos is, as kos vir die aasvoëls, soos die Romeine dikwels gedoen het. Op sy beste het die mense wat hom gekruisig het, hom haastig begrawe, deur soos hom in 'n krimineel in 'n vlak onbekende graf te begrawe. Vank het geglo dat wat ook al plaasgevind het op Paasondag geestelik moes wees, nie die letterlike fisiese opstanding van Jesus uit die dood nie. Ten spyte van sy groot geleerdheid was professor Vank egter 'n dwaas. Die kinders van ons sonnaskool weet meer as wat hy weet, want hulle weet dat Jesus letterlik uit die dood opgestaan het. Vank het geïllustreer wat Petrus van gepraat het in Handelinge 4. Die bouers het steeds God se hoeksteen verwerp, meer as 2000 jaar later. Daar is 'n les hier vir ons almal. Nie almal wat voorgee om 'n Christen te wees is regtig 'n Christen nie. Jesus se woorde Matteus 7 kom na vore. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Jesus was dus die steen wat verwerp is, maar hy was ook die lewendige steen. In vers 10 sê Petrus eenvoudig, julle het hom gekruisig, maar God het hom uit die dood opgewek. Hoe kan die naam van Jesus 'n krepelman genees? Dit kan net gebeur as Jesus opgestaan het uit die dood. Hy is die lewendige steen van ewige redding. Ek dink nie Petrus het vir 'n oomblik vergeet dat hy voor die leiers van Israel gestaan het nie. Dit moes 'n groot indruk op hom gemaak het, want baie jare later skryf hy 'n brief wat ons noem 1 Petrus. Daarin beskryf hy vir Jesus as die lewendige steen, wat verwerp is deur mense, maar gekies is deur God. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. Hier sien ons twee beelde wat een word. Jesus as die steen, maar ook Jesus as die bron van lewe. Wanneer jy die twee saamsit, kry jy 'n lewendige steen. In die volgende vers, 1 Petrus 2 vers 5, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En dalk bevat hierdie grafsteen meer waarheid as wat mense aan dink. The previous owner of this tombstone is not here. He has become a living stone. Ons bevind ons nou nog in die land van die sterwendes, maar binnekort sal ons aansluit by die land van die lewendes. En Billy Graham het dikwels so gestel, 'n dooie Jesus kan niemand red nie, maar 'n lewendige Christus kan jou lewe verander. Die boek Hebreërs stel dit so, omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword, want hy kon net sterf as hy ten volle mens was, en hy kon net deur self te sterf om die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, die ou duiwel. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood en slawerny vasgevang gesit het. Jesus het hulle kom vrymaak wat verslaaf is deur die duiwel, deur hulle vrees vir die dood. Op Goeie Vrydag het dit gelyk of die duiwel gewen het, maar op Paasondag het Jesus die enigste geveg gewen wat eintlik saak gemaak het. Die opstanding vertel vir ons hoe dit gaan eindig vir die kinders van God. Ons het die laaste boek van die Bybel gelees en weet dat ons gewen het. Om te weet hoe dit alles gaan eindig, help met die tussenin stukkies. Paasfees leer vir ons dat wanneer die finale oorlog kom, is ons aan die wenkant. Die toekoms kan dalk nie rooskleurig voel nie, maar ons sal oorwin, want ons geloof is in die een wat uit die dood opgestaan het. Dis wat dit beteken om vir Jesus die lewende steen te noem. Hy gee vir ons die moed om selfs ons eie dood in die oë te kyk. Petrus het sy kort boodskap voor die Sanhedrin geëindig met die woorde,
Daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie. Hierdie woorde mag dalk vreemd klink in ons eeu van verdraagsaamheid en politieke korrektheid. Het Petrus regtig bedoel wat hy gesê het? Redding word in niemand anders gevind nie, want daar is geen ander naam onder wie ons gered kan word nie. Dit beteken jy kan nie uitroep na enigiemand anders en hoop dat jy gered sal word nie. Nie Boeddha nie, nie Confucius nie, nie Krishna nie, nie Mohammed nie, niemand anders as Jesus nie. Godsdienst kan jou nie red nie, 'n dominee kan jou nie red nie, jou doop kan jou nie red nie, jou kerk kan jou nie red nie, om goed te wees kan jou nie red nie, jy kan jouself nie red nie, net Jesus kan jou red. Slegs Jesus, hy is die enigste verlosser wat God gestuur het en slegs deur geloof in hom kan jy die hel vryspring. Jy kan nie vir Christus verwerp en dan nog hoop om hemel toe te gaan nie. Jy kan nie opkyk na enige ander godsdienstige leier vir jou redding nie. Jy kan nie vir Christus kombineer met enigiemand anders of enigiets anders nie. Jy is nie vry om jou eie godsdiens op te maak of 'n nommerpas godsdiens aan mekaar te flans wat jou styl en planne pas nie. Jy kan nie jouself red nie. In kort kan jy net na God toe kom op sy terme, nie joune nie. Hierdie woorde van Petrus is eksklusief en beteken presies wat dit sê. Daar is geen middelgrond as dit kom by Jesus nie. Jare gelede het Chuck Colls in Indië besoek en daar gepreek vir groot skares mense. Die mense was meestal Hindus, wat die grootste godsdienst in Indië was. Hy het gevind dat die mense gefascineer was deur die storie van hoe hy tot bekering gekom het. En hulle was baie ontvanklik as hy oor Jesus in algemene terme gepraat het. Maar toe hy praat van Jesus se opstanding, het die hele atmosfeer verander. Solank as wat hy mense vertel het van hoe hy tot bekering gekom het en wat Christus in sy lewe gedoen het, het die gesigte geglimlag en koppe het geknik. Hindus glo dat alle paaie na God toe lei. As Jesus sy guru was, was alles reg. Hulle het almal ook hulle eie gurus gehad, maar toe hy praat van die rede van sy geloof, die opstanding van Jesus, het die koppe ophou knik. Mense se gesigsuitdrukkings het verander en hulle het aandagtig geluister. En die feit van die opstanding het 'n keuse verwag, een wat alle ander godsdienste van die tafel sou afvee as blote menslike filosofie. Solank as Jesus dood was, was hy maar net soos enige van die ander godsdienstige gurus wat geleef het en gesterf het, en vereer is deur sy volgelinge. Maar as hy regtig uit die dood opgestaan het, dan staan hy alleen en niemand kan by hom kers vashou nie. Niemand kan eers met hom vergelyk word nie. Die paasboodskap kan so opgesom word. Jesus is verwerp, maar hy het uit die dood opgestaan en God het hom die hoeksteen van ons redding gemaak. Dis tyd vir jou om 'n keuse te maak. Wie is Jesus vir jou? Is hy 'n verwerpte steen in jou lewe? Of is hy die hoeksteen waarop jou hele geloof gebou word? Aan wie se kant is jy? Is jy aan die kant van hulle wat vir Jesus gekruisig het? Of is jy aan die kant van hulle wat vir Jesus volg? 'n Strokiesprent uit die Wall Street Journal wys 'n man wat opklim met 'n stel trappies na die hek van die hemel. En daar vind hy 'n bordjie met 2 woorde: No deals, geen onderhandelings nie. Hierdie keer was die Wall Street Journal reg. God maak nie deals as dit kom by die hemel nie. Hy onderhandel nie, jy kom in deur die weg van die kruis, of jy bly buite. En dit word soms gesê dat die pad na die hel geplafei is met goeie intensies. Die pad na die hemel is egter geplafei met die bloed van Jesus. Watter pad is jy op? Nie almal is opgewonde oor Paasfees nie. Wat van jou? Moenie soos die bouers wees wat God se hoeksteen verwerp het nie. Moenie vir Jesus Christus verwerp of na die kantlyn toeskuif nie. Moenie struikel oor hierdie klip nie. Die steen wat die bouers verwerp het, het juis die hoeksteen geword. Mag God jou oë oopmaak om vir Jesus te sien soos hy werklik is, die hoeksteen van jou ewige redding. Dankie Jesus dat U gekom het om vir my te red. U het my vrygemaak van die las van sonde. Dankie vir Paasies waar ek opnuut vir U kan onthou as die fondament, die hoeksteen van my geloof. Ek het vir my vriende en familie, vir hulle bid ek, wat U nog nie ken nie. Maak die oë van hulle harte oop, dat hulle vir U kan sien. Amen.